Die hemelvaart van die Here Jesus het so gebeur. Die 40 dae na die opstanding uit die dood, het die Here nou nog aan mense verskyn, en een van sy laaste opdragte aan die apostels, die disciples, was toe die sendingbevel, en toe het die disciples apostels geword. Disciple beteken leerling, apostel beteken uitgestuurde. Hulle is toe deur die Here uitgestuur om die evangelie te gaan verkondig. Dit lees ons in Matteus 28 vers 18 en 19, en die presiese woorde van die Here was: "Aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het." Dis 'n drieledige bevel. Gaan na die nasies toe en gaan evangeliseer hulle. 2, doop hulle. 3, hou aan om hulle te leer. Hierdie opdrag is die sendingopdrag aan die kerk deur die eeue. En baie duidelik mag geen volk van hierdie opdrag uitgesluit word nie. Alle mense op die aarde moet die verlossing van die Here Jesus Christus as die koning van die kerk van die uitverkorenes hoor. Al die nasies moet disippels gemaak word, dan die van hulle wat glo. En almal wat glo moet die merkteken van hulle onderdaanskap ontvang. Met ander woorde, hulle moet gedoop word. Kyk na die belofte van die Here aan die disippels, want daardie belofte is die belofte aan die kerk. Ek is by julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Al gaan die Here Jesus liggaamlik weg, en hy het liggaamlik weggegaan, gepat hy nooit van ons nie, omdat hy deur sy Gees altyd by ons teenwoordig is en met sy woord, sy openbaring. Die Here het ook vir die disippels gesê dat daar baie wondertekens deur hulle sal plaasvind. Hulle sal duiwels kan uitdryf, hulle sal in ander tale kan praat, hulle sal slange met die hand kan optel, sal geen kwaad aan hulle doen nie. Hulle sal siekes gesond maak deur die hande op hulle te lê. Markus 16 vers 17 en 18, dis waar ons dit lees. Daarmee bedoel die Here dat die apostels 'n groep mense was wat by hom buitengewone gawes gekry het, sodat hulle die kerk van die Here op die aarde kan vestig. Na hierdie verskyning het die Here Jesus van die disippels al weggegaan en die disippels is terug na Jerusalem toe. Op die 40ste dag na die opstanding het die Here weer aan die disippels verskyn, en hy het vir hulle gesê, hulle moet nou nie van Jerusalem af weggaan nie, hulle moet daar bly wag, totdat die gawe van die Heilige Gees, wat die Vader beloof het, op hulle uitgestort word. Die disippels was nog steeds nie reg om die kerke te gaan plant nie, want hulle het toe vir die Here gevra, is dit nou die tyd dat u weer die koninkryk op die aarde gaan oprig? Hulle het nog altyd gedink, nou gaan die Here 'n aardse fisiese koning word. Toe sê die Here Jesus vir hulle, dit is nie vir julle om die tyd en die omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Met ander woorde, nee, julle moet aangaan met die werk, dis nie nou die tyd daarvoor nie. Toe het die Here die disippels uitgelei na die Olyfberg, en op die Olyfberg het hy sy hande seënend oor hulle gehou, en so is hy opgeneem in die hemel terwyl hulle dit sien. En so het hulle hom agterna gekyk, totdat die Here hom weggeneem het. Daar was 'n baie groot mate van verbuistering onder die disippels. Hulle het niks gedoen nie, hulle het net daar gevries gestaan. En toe het daar 2 manne in wit klere by hulle gestaan. Dit was 2 engele wat vir hulle gesê het, julle kan nie hier bly staan nie. Die Here gaan weer net so kom soos wat hy nou hier weg is. Julle moet teruggaan en julle moet julle werk gaan doen. Ons moet dit so verstaan, dat daardie boodskap van die 2 engele eintlik vir die disippels beteken het, dis nou tyd dat julle liggaamlik van die Here afsien, hy is nou nie meer hier nie.
Hy gaan weer terugkom, soos wat julle hom sien weggaan het. Daar was op die oog af, menslik gesien, nou nie meer 'n tasbare bewys van die Here Jesus Christus nie. Maar dan het hy gesê, onthou, nou werk julle met die oog op die wederkoms. En dit is ook wat hulle nou vir die kerke moet gaan leer. Nou wat doen die Here Jesus nou in die hemel? Is hy daar werkloos? Wat doen hy? Die Here Jesus is nie werkloos in die hemel nie. Op hierdie stadium regeer hy uit die hemel sy kerk en die hele wêreld deur sy woord en gees. Ons lees in die boek Openbaring dat dit hy is wat die boekrol oopmaak, dit is die opgetekende raad van die Here, en wat sorg dat dit uitgevoer word tot by die heel laaste. Hy is ook die voorbidder vir die gelowiges by die Vader, en hy is besig om vir sy volk plek voor te berei. Lees gerus Johannes hoofstuk 14 se tweede vers.